Goeienaand, dierbares. U is gegroet in daardie mooie naam van ons koning Jesus. Halleluja, ek eer die Here vanaand vir nog 'n dier. Oudie, John Lou en Suster Geralda. Baie dankie vir die deur wat julle oopgemaak het. Ek eer die Here. Ek vat dit nie van selfsprekend nie. Ek dank die Here om deel van hierdie movement te wees van die manne-series. Dierbare, so die is 'n opvolging van die manne-series. Ek dink so die Here is so presies hoe hy dinge in mekaar sit. Ek prys die Here dat ek kan deel wees van hierdie manne-series en dat ek kan vir Oudie vanaand hier het, Oudie John, want hulle is besig met by AGS met 'n manne-series, 'n manne-maand. Hoe presies kan die Here nie wees nie. So ek wil net hê Oudie moet net vir Oudie bietjie voorstel en Oudie ken die saak. Baie dankie Suster Jenna, is vir my inderdaad 'n voorreg vanaand. Julle is gegroet, almal wat kan my stem hoor, gegroet in die oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ons beweeg inderdaad op die woord van die Here. Hy leer ons in sy woord dat alles is te vergeef sonder hom. En ek is dankbaar vir die geleentheid, Suster Jenna, en soos jy dit noem, jy het die oortuiging gekry om hierdie manne 'n reeks mee te hardloop. En inderdaad hoe die Here inskakel met die plan. En dit is in elk geval, as dit van hom afkom, dan voorsien hy. Halleluja. En ek is regtig dankbaar vir die geleentheid ook, dat u vanaand saam met ons is, ek en my vrou, om ook ons deel by te dra. Ons by die kerk is ons besig met hierdie manne-maand. Julie maand behoort aan die manne van die kerk en ons het 'n reeks wat ons mee hardloop. Ons het 'n tema wat ons mee hardloop, Men's Sustained Fire. Halleluja. En dit is vir my baie belangrik, die tema wat ons mee, die manne se verantwoordelikheid, veral in die tyd waarin ons vandag leef. Halleluja. Dit is so belangrik as ons kyk na ons gemeenskap, die situasie waarin ons jong mense is. Halleluja. Dit is belangrik die rol van die man in die huishouding, in die kerk van God, in die roeping waartoe manne geroep is. En 'n deel van my woord wat ek gebring het, en dit is op grond daarvan wat ons vanaand hier sit. Halleluja. Rondom die man as die priester van sy woning. En ek noem dit graag, want dit is die orde van God. Halleluja. As ek na dit kyk, die woord wat ek gebedien het Levitikus 6 uitgekom, wat God die opdrag gegee dat die priesters moet die vuur op die altaar aan die brand hou. Halleluja. En dit is waaroor dit gaan, die verantwoordelikheid van die man. En ons sien dit in God se orde. Dit begin by God die Vader, Jesus Christus, die eenheid daarin. En daarna is dit die man, en onder die man is dit die vrou en dan die kinders. Dit is die orde van God. En dit is belangrik vir die man om daai posisie in te neem. Dat God se orde kan reg wees. Want in daai orde van God kom sy seëninge deur op die familie. En deel van die priester se verantwoordelikheid om die altaar aan die brand te hou, wanneer die offer kom, moet die vuur aan die brand wees. Halleluja. En die man se verantwoordelikheid in sy huishouding, as ek net weer na die huwelik, na die huishouding toe kom, is die man se verantwoordelikheid om seker te maak dat sy gesin word gelei in die goddelikheid, in die geestelike aspekte. Halleluja. Dit is waarom dit krities is vir 'n man om sy regmatige plek in te neem. Dit is waaroor dit gaan, die man se plek in die orde van God en in sy woning. Baie belangrik, as hy afwesig is, as hy nie daar, en dit is die situasie wat ons in verkeer in ons samelewing vandag, die afwesigheid van papas in hulle huishouding, die afwesigheid van manne in die bediening van God, want dit is waarvan nou dit kom, as hy in sy regmatige roeping staan, in sy bediening, en dit gaan dit nie rondom 'n denominasie nie, dit gaan rondom 'n persoonlike verhouding met ons hemelse Vader, met ons Skepper, want dit is waaroor dit gaan, daai verhouding moet daar wees, en as daai verhouding daar is, en hy staan in sy roeping, dan kan hy 'n verskil in die gemeenskap self maak. Halleluja. Maar dit gaan, wat 'n verskil maak hy in sy huishouding, as hy nie op sy regmatige plek is.
En dan kan God se orde in die huishouding is nie reg nie. En daar is 'n onderbreking, daar is 'n lek, daar is tekortkoming, want ek sê dit altyd baie keer, die legacy wat 'n pa moet nalat. Ons is vaders, ons het kinders, en ons moet vir ons kinders daardie voorbeeld wees. Ons moet vir ons kinders daardie voetspore uittrap. Want ek het baie keer wat jy hoor dat ouers vir hulle kinders sê, jy doen wat ek vir jou sê, jy doen nie wat ek doen. Dan doen daai pa die verkeerdste dinge. Dis waarom jy so met 'n kind kan praat. Yes. Maar ons weet dat kinders, hulle doen nie wat jy sê nie, hulle doen wat jy doen. En as ek verkeerd handel, verkeerd wandel, obviously, dit is die voorbeeld wat ek stel vir my kind, dan gaan hy ook op daardie verkeerde pad stap. Dis waarom ons baie kinders hier buite het, wat ons sien ons jong mense vasgevang in dwelms. Want daar is 'n afwesigheid van die vaderfiguur. Ons noem dit daai keer, hy is daar, maar hy is so afwesig in die kinders se lewens, dat die kind liewer vir hom 'n rolmodel buite gaan kry. En die verkeerdste rolmodelle wat hulle dan buitekant gaan volg. En dis waarom ons gemeenskap lyk soos wat hy lyk. Maar ons as manne het 'n verantwoordelikheid teenoor ons gesinne, teenoor ons kinders, teenoor die gemeenskap en op die einde van die dag ultimately teenoor God. Halleluja. Hy het ons vir 'n doel hier geplaas. Ek sê dit baie keer, eendag sal ons moet gaan rekenskap gee vir dit wat God van ons verwag. Hy sê dit vir ons in die woord, hy leer ons dat in die eerste plek is die huwelik heilig. Dit is deur God ingestel. En ewen daarin moet die man, as ons teruggaan na die woord van die Here, toe hy sê, stel dit vir my so duidelik. Hy sê die man moet sy vrou lief het soos God die kerk lief het. En hoe het God die kerk lief? Hoe het God die kerk lief? Hy het dit so lief dat hy sy seun gegee het om te sterf. En ek moet, in daardie opsig moet ek my vrou so lief het, dat ek vir haar sal sterf. Maar hoe sterf ek vir haar as ek afwesig is in die huwelik? Ek is in die huis, ek is hier, maar ek is afwesig in die huwelik, dat die vrou staan op die einde van die dag met die broek aan. Die vrou maak die besluite, die vrou doen wat die man veronderstel is om te doen. Halleluja. Maar daar is 'n tekort, want die man het 'n verantwoordelikheid as die priester van sy woning, om sy gesin in die goddelikheid, want dit is waar dit inkom, om die gesin in die goddelikheid te leer en te lei, en die voorbeeld te wees, en die voorbeeld te stap, dat die kinders in daardie voetspore kan stap. En dan op die einde van die dag, wat wil ek vir my kind nalat? As 'n vader. As ek die dag nie meer daar is nie, watter voorbeeld stap my seun? Jy weet, as ek so terugdink aan my eie ouerhuis, waarin ek het groot geword in 'n Christelike kerk, en my pa was, toe ek my verstand kry, was hulle gelowig, hulle die Here gedien, my pa en my ma, en ek kon die dedication vir God se werk, het ek daar gesien, en die voorbeeld wat ek uit my pa se lewe het kon leer, en ek dink dit is deel waarom ek vanaand is waar ek is, want ek het iets by hom gekry. Daar is 'n opregtheid, daar is 'n warmte, daar is liefde, daar is omgee, en regtig waar, een ding wat vir my baie by hom uitgestaan het, is eerlikheid. En in alle opsigte, ek het dit baie keer genoem, hy was in die konstruksiebedryf, en as hy werk gedoen het, die materiaal wat vir die werk gebruik was en oorgebly het, kry baie van die manne, dan pak hulle dit op, hulle vat saam. Hy het vir ons geleer, elke spykertjie wat daar rond lê, moes ons optel, want dit behoort aan die eienaar, wat vir ons in diens geneem het om vir hom werk te lewer. Daardie klein dingetjies, wat 'n mens kon leer en van hom afneem. Dis waarom ek, soos ek sê, waar ek vandag sit, is uit daardie tipe legacy wat hy vir my nagelaat het. Ons is 3 broers op die oomblik, wat oor is, 2 het afgesterf, en ons al 3 staan in die akker van die Here. En daar's baie mense wat dan met ons in aanraking moet sê, julle se pa sal so trots gewees het op julle, as hy nog vandag geleef het. Maar dit is die nalatenskap, en die voetspore wat ons in kon stap, dat ons vandag is waar ons is. En weer eens sê ek dit ook altyd, ek is nie perfek nie, ek is nie volmaak nie,
Ek maak foute, ek stel teleur, maar wie ek is, wat ek is deur die genade van die Here. En wat ek het vandag, weet ek is net vir my geleen. En in daardie opsig kan ek nie anders sien. Dis waarom ek 'n uitroep het vir manne vandag, om hulle regmatige plek in te neem, seker te maak dat die vure op die altaar aan die brand bly. Want as die offer moet gedoen word, kan ek nie nog rondhardloop om vuurhoutjies te soek nie, om 'n vuur aan die gang te kry nie. Dan moet die vuur alreeds aan die brand is. En dit is die man se verantwoordelikheid, die priester. Jy weet, as ek so dink, teruggaan na die Ou Testament, waar die priesters amp ingekom het, en dit het Moses ingestel met spesifiek die woord was duidelik daarin. Hy het vir Aaron gevat en sy seuns, en hulle was ingeseën as priesters, en hulle was hierdie goed geleer. Nou as ek gaan kyk na die setup van daai tyd van die tabernakel, die tent van God, daar was 'n allerheiligste. En die hoëpriester was verantwoordelik vir die allerheiligste gedeelte, want hy het eenmal 'n jaar moes hy ingaan om gaan offer doen vir die sonde van die volk. En om in die allerheiligste in te gaan, sê die woord, moes hy seker maak. Hy moet seker maak, want die Bybel leer ons, hy sê, wanneer hy ingegaan het, het 'n mantel gehad met klokkietjies aan, en dan was daar 'n tou aan hom vasgemaak. En hy moes, terwyl hy daar binne is en die offer doen, moes hy beweeg, dat die klokkietjies kan ras. Halleluja. Want die oomblik dit stil word, het hulle hom uit, en dit het gebeur, dat het priesters, hoëpriesters, in daardie teenwoordigheid gaan gesterf, want hy was nie op die plek waar hy moes wees, om die allerheiligste te kan betree. En dan moes hulle hom uittrek met die tou, die oorskot, en die orde van God. En dan het die hoëpriester daar gegaan, en dan was die ander priesters het in die buitekant gewerk, die orde van God. En ons is vandag so bevoorreg, my suster, ons het 'n hoëpriester. Here, Toe hy op die kruishout van Golgotha sterf toe, sê die woord van die Here vir my, toe hy opvaar, toe gaan kry hy die titel van die hoëpriester, wat sit aan die regterhand van God. Daai orde. Ek staan hier as die priester van my woning. Ek is gekonnekt met die hoëpriester, Christus Jesus, wat aan die regterhand van God die Vader sit. En dan, hy sê vir ons, hy het mens geword, het op die aarde kom gewandel, sodat hy met ons medelee kan hê. Die Bybel leer my, hy tree nou vir ons in by die Vader. Dit is wat die hoëpriesters in daai tyd gedoen het. Hulle het in die allerheiligste gegaan, hulle het gaan geoffer vir die volk. Daai jaarlikse offer gaan gedoen. Jesus sit aan die regterhand van God die Vader, die hoëpriester, wat vir ons intree. Ek sê dit baie keer, as ek na die Here toe kom, met wat ook al, dan kyk God die Vader na die Seun. En hy kan nie anders as om te seën, as om vry te spreek, as om te vergewe nie, en vir jou te gee wat jy vra van hom. Want hy sê in ons woord vir ons, vra en vir julle sal gegee word. Hy sê van ons woord, alles wat julle die Vader Jesus sê dit, alles wat julle die Vader in my naam vra. En die rede waarom hy dit kan sê, want hy sit aan die regterhand. En as ons vra in sy naam, dan kyk die Vader na hom. En hy sien die merke. En hy kan nie anders, want Jesus was die perfekte lam wat geslag was geoffer was. En die voordeel wat ons nou het, ons betree sy allerheiligste. Die priesters in die ou tyd, die hoëpriesters, as hulle in sonde was, het hulle in sy teenwoordigheid gesterf. Ons is bevoorreg vandag om sy allerheiligste, want hy sterf op die kruishout van Golgotha, sê die woord, het die voorhangsel van die tempel geskeur, en ons het toegang gekry tot sy allerheiligste. Die hoëpriester sit by God die Vader. Hy tree vir ons in. Maar ek moet in my regmatige plek as die aardse priester staan, sodat daar die band van seën, daar die band van voorsiening, daar die band van vergifnis van hom af, op my as die priester van my woning, kan vloei na my familie, na my kinders, en hulle is toegemaak onder daardie beskerming van die Allerhoogste. Dit is vir my krities, dat ons manne vandag in ons samelewing hulle regmatige plek moet inneem. En ons hardloop hierdie maand hierdie woord van die Here,
in ons kerk, in ons hou woensdaande, ons openligdienste, Halleluja. waar ons mense wil bereik, waar ons manne van ons gemeenskap wil bereik, dat hulle hierdie woord moet kry, Halleluja. dat hulle sal terugkeer. Oh, Die woord leer my sê dat ons moet terugkeer oh, na ons eerste liefde oh, Jesus. vir ons hemelse Vader. En dit is vir my die boodskap in my innige eenvoudige menswees sal ek graag wil, waar ek rondbeweeg, waar ek met manne in aanraking kom, Jesus. hierdie woord met hulle kan deel en hulle terugbring Halleluja. na ons regmatige plek, sodat God se orde kan herstel word, sodat ons gemeenskap, ons mense hier buite kan genesing ontvang, sodat daar verlossing kan kom, sodat daar herstel kan kom Halleluja. in die God se orde van die familie moet herstel word. En die vaderfiguur, die priesterfiguur Jesus. moet inkom. Oh, dankie. En dit is vir my die saak, my suster. Oh, my. Die Here kry die eer By al. vir hierdie voorreg, vir hierdie Jesus. geleentheid wat ons het. Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Die John, baie dankie vir daardie kragtige gedeelte. Ek weet die manne moet net vat wat dit sal is en hardop met dit. Yes. Hou die vuur in die brand. En ek eer die Here vir die geleentheid dat Suster Cherelda, ons het vir haar ook in ons midde, dat sy net 'n gedeelte hierdie episode sal kom afsluit. En ek weet nog steeds swaar kragstasie van die Here en dan net daar 'n bietjie bemoediging vir die huwelike. So ek eer die Here, baie dankie. Cherelda, ek eer die Here vir hierdie geleentheid. Baie dankie, Sistina. Dit is vir my 'n voorreg om vanmiddag hier te kan sit Halleluja. en te kan erkenning gee aan die grootheid van die Here. Halleluja. Jesus. Ons is vandag besonder bevoorreg om in sy teenwoordigheid te kan wees. Halleluja. Elke oomblik en elke tydjie wat ons het om te getuig en te praat van die mooi en sy grootheid en ja. Nou, ek luister nou terwyl my man praat en ek raak so excited. Maar net om terug te gaan na Sondag se diens toe, waarvan hy mos nou 'n bietjie verder gegaan het, nee, men sustain the fire, en maar terwyl hy daar die boodskap bring, kry ek so, stry ek in en ek vra Here, die vuur in my laat dit nooit uitgeblus word nie, maar laat hy vuur, want dit is vir die manne, maar dis ook op ons vrouens van toepassing. Halleluja. Weet jy, 'n dooie vrou is ook maar nie 'n vrou nie. Halleluja. So ons het nodig om daai vuur aan die brand te hou. Ek dink vanmôre staan ek op en die gees van die Here maak my wakker met die Onse Vader. Oh my God. Hoe ons die Onse Vader kan aframmel Jesus. en hoe diep die Onse Vader eintlik is. En ek sê vir die Here, so dankie want toe, maar dit is wanneer daai tyd van die môre toe kon ek opstaan weer eens en my vuurtjie aan die brand kom. Dit kom aan die brand hou, want dit is hoe ons vuur aan die brand hou. En ons dank die Here vir die Heilige Gees wat daar is om ons te lei in alle waarheid. Halleluja. Terwyl ek so sit en luister na Johnny Sondag en ek bid so en ek stry so in en dan kyk ek na my man en ek sien hierdie pragtige geskenk Oh Jesus. wat ek gekry het uit die hand van die Here. Halleluja. En ek is so trots Oh Jesus. om die prediker my man te kan noem. Ek eer die Here en ek sê vir die Here so dankie. Ek sê Here, ek weet nie wat het ek gedoen om dit te verdien nie, maar ek is vir hom dankbaar dat ek en my man saam in die akker kan staan, saam en in daai besef ek ook dat ek kan nie net bly wees met my eie huwelikie. Daar's soveel vrouens wat
suffer. Hulle wil graag ook dit hê. So my gebed gaan uit vir vrouens wat alleen die Here dien, dat hulle altyd deur sal weet dat die Here sal hulle nooit vergewe en hulle nooit verlaat nie. Hy sal hulle nooit 'n ding gee wat hulle nie kan hanteer nie. So ek glo dat as hulle daai vuur in hulle het en daai fire sustain, dat hulle soos my man nou gesê het, dat hulle in die huis vir hulle, die skrif sê, dat hulle in die huis en hulle manne sien, maar baie keer van ons vrouens is so rou in die huis in. Dat die man kan nie tot inkering kom nie, want jy sê julle ander mense, as wat jy by die kerk is, of wat jy tussen die kerk, ons moet, ons lewe moet spreek van Godsaligheid. Ek moet my man kan uitleef. Ek was net so 'n stukkie, ek was 'n baie, sorry vir die, baie rou mens. Of ek weet nie hoe moet ek dit sê nie, maar ek het my nie laat vertel nie, en ek het, maar hoe wonderlik die Here, ek Johnny weer countries, en die Here red my siel. Op 'n Cassie Viljoen musiek, wat ek staan en luister, en red die Here my. En 'n week daarna word ek gedoop. Johnny kom huis toe. En daai dag, Johnny is nog nie, of hy was bekeer, maar hy is nog nie gedoop nie. En ek weet ook, ek het op hy oomblik ook eers geweet, Johnny is bekeer. Johnny het hierdie salige, sagte bekeer. En maar daai dag, toe ek staan in die kerk, en jy gee mos voor jy gedoop word, jou getuienis. En ek sê, ek het 'n pak swart rok aan. Die mense het almal wit rokke. Ek sê vir hulle, ek kom na die begrafenis toe van die ou Gerelda. Want daai Gerelda gaan net hier gelos. Ek gaan nie met haar saam. Halleluja. Dis 'n nuwe mens. Ek sê die Bybel sê hoe sê ou dinge het verbygegaan. Alles het nie geword. Alles het nie geword. En dit is en op daai oomblik dan is ons hier besig te sien, maar Johnny, hier's 'n onrustigheid en ek kyk van so Johnny is weg en Johnny dink wat gaan nou hier aan? Ek dink iets wat verkeerd is. En weg is Johnny uit die kerk uit. En daai keer kom Johnny terug met sy hele gear. Yes, hy kom gaan saam met my deur die doop. En ek en my man gaan saam deur die doop. Daarom sê ek, dis vir my 'n wonderlike voorreg gewees. Ons, soos ons saam in die huwelik gestap het ons saam deur die doop ook gegaan. En ek eer die Here vir daai mooi. Ek koester daai mooi. En ek kan vandag net vir vrouens, jong vrouens sê, verander. Moenie omdat jy in jou huis is, dink jy kan lewe net soos jy wil. Halleluja. Jy het 'n gesin as jy moet uitleef. As jou man nog nie by die Here uitgekom het nie. Halleluja. My dierbare sussie, jy het 'n verantwoordelikheid om daai man na die Here toe te trek. En die Here sal elke vrou gee die begeerte van hulle harte. As ek bid, dan is ek roep, want dit sal nie van my help, ek net met my huwelik alleenig tevrede nie, terwyl ek weet, daar is soveel vroue wat smag na om saam met hulle manne hierdie pad te stap. Halleluja. So, ek moet te alle tye bidend bly voor die Here. Ek moet saam met hulle instry. Ek moet hier van agteraf moet ek hulle opmaak en ek moet Here asseblief help, staan op en laat hulle sal opstaan en die Here weet ek sal hulle hartsbegeerte aan hulle gee. Daar so mooi
in 'n huwelik. Ek en my man het op 'n tyd amper deur 'n egskeiding gegaan. Toe ons 7 jaar getroud. En ek het dit nie verstaan nie, want ek was so lief vir my man, en hier kom die vyand, en hy doen hierdie ding. Halleluja. Maar ek kom toe terug, so vir 'n paar maande nie, Ja, 5 maande. minder as 5 maande, wat ons uitmekaar het is, maar ek kom terug en ek kom lê voor die Here. Ek vra Here, wat was die rede? Ons was dan so lief vir mekaar, hoekom het U hierdie ding toegelaat? En Job kom by my op. En die Here wys my soos hy met Job uit in die geestelike realm 'n gesprek gehad met die vyand. En hy het vir die vyand gesê, daar is my dogter Jerielma. Mag met haar met wat jy wil, maar weet haar sien. En weet hoe dit kry, toe staan ek op en ek kom terug in my huwelik met alles wat ek in my het. En daarna, toe besef ek, die Here het hierdie ding toevallig op ons pad gesit. Dis waaroor ons vandag, ons het 'n taste gehad van die ongelukkigheid van die huwelik en die seer en die bitterheid. En dis waarom ons vandag met 'n huwelike wat geval het of wat waar ongemak is, kan ons ingaan en gaan praat. Anders sou ons nie kon, ons sou nie kon gaan praat as ons nooit deur 'n stryd gegaan het. Halleluja. Maar die Here het dit toegelaat. Hy het dit toegelaat, maar ek wil, Suster Jenna, weet jy, toe ek terugkom laat my huwelik, ek dink nie my huwelik, ek het gedink my huwelik was Kostelik. maar dit was niks in vergelyking met dit agterna. Here. Die mooi, die diepte, die waardering, die respek, die Oh my God. en in ons huis is dit 'n oop topik. Dit is 'n oop topik van die begin af. Ons praat daaroor en dis nie iets wat ons stoel nie. Daarom sê ek vir iemand, as jy iets gehoor het, kom praat met ons. Jesus. Kom praat met ons. Ons is hier om ons storie met julle te deel. Here, eer U. En die Here doen, soms gaan ons deur stryde en beproewings, ja, maar God laat soms hierdie dinge toe. Amen. Ons moet net omdraai en kom. Hy sê mense retaliate. Hy omdraai moet ons erkenning gee aan die Here dat, want dit is net hy wat die mooi kan. Amen. Dit is net hy wat die mooi terug kan plak. Yes. Ek het altyd vir Johnny gesê dat mos 'n spreekwoord wat sê once bitten twice shy. Nou is 'n mens so bangerig en souerig as iemand jou teleurgestel het en seer gemaak. Maar ek sê vir hom, as 'n mens vergewe het, as jy vergewe het, as jy vrygespreek het, dan is daai ding kan nie bestaan nie. Dan kan daar nie so 'n ding wees nie. Dan is daar nie van twice shy en once bitten twice shy, goed, jy dan werk hy nie. Jy kan nie sê ek sal jou vergewe, maar ek sal jou nie vergeet. Halleluja. Jy moet klaar maak met dit wat was. En dit is as gevolg van daai vergifnis wat ons vandag is. Hy het ons onvoorwaardelik, hy vergewe ons onvoorwaardelik. Hy spreek ons vry van ons verkeerd en hy dink nooit meer daaraan. Hy sê, hy verwyder ons oortredinge van ons af, so ver soos die ooste van die weste is. En hy dink nooit meer daaraan. Jesus. En daarom kan ons nie nog sit in dit wat was het en wat gaan die volgende persoon van my hoor, dink is hy van my, as hy dit hoor en as hy dit hoor, ek sê vir hulle, wie ek het die gram tussen my kassie, die ding bly ook nie op my. Halleluja, laat hy uitkom. Ek sê, daar is nie so 'n ding, want ek sê, dit wat ek oorgekom het, dit wat ons in die lewe oorkom, is ons getuienis. Halleluja.
Ons is skande soms. Halleluja. Raak jou getuienis en jou getuienis red siele. Halleluja. En dis die mooi van alles. Mense maak hulle wonderlike getuienisse so toe, want hulle is bang. Wat sal gaan die die mense mense sê? Die mens het vir jou niks. En so, die Amen. Bybel sê, moenie steen op die arm van die vlees nie. Ja. Here prys U. Ons het hierdie groot God wat vir ons deurkom. Ek het nou die dag sê, ek doen dit iemand se naels, en ek sê vir haar, weet jy, as ek na die Here toe kom met 'n sak van my man, dan kom die Here van my deur. Amen. Ek het nog nooit 'n ding wat ek kan vir die Here gesê, o nee, daar het die Here my gedrop. Stel so, ja, nee, ek sê vir hulle, toe Jonah in die walvis se byt is, hy was ongehoorsaamig en die Here het hom 3 dae daarin, maar die Here het geweet, Jonah moet net 3 dae in die walvis se byt. Na die 3de dag sal die Here, sal hy Erken, tot sy terugkom. sinne kom. En in die walvis se byt, dierbares, maak jou oë toe en sien wat gaan aan in 'n binnekant van 'n. Ja. Here Dis ek glo nie eers daar vir 3 dae het Jonah geswem of daar's die vaste plekkie, daar's die plekkie waar jy kan gaan sit om te rus na al die 3 dae van water wat inkom in hy tsunami wat nou maar dit is hy het hier hy het hier 'n ongemak gegaan. Ek dink Jonah seker al gewonder wanneer gaan hy sterf. Ja. Want dit is donker, dis duisternis, dis glad, dis nat, dis net niks lekker nie. En dis die stryde wat ons deurgaan. Amen. Tot wanneer in die Here sal jou Erken ons daar hou, tot jy sal weet, laat maar ek, Here, ek gaan nie weer ongehoorsaamig is nie. Ek gaan nou doen Keer dit wat terug. en laat ons tot die besef kom dat die Here sal nooit dit 'n ding op ons pad sit wat ons nie kan Amen. hanteer nie. Jesus. Hy sal nooit iets op ons pad sit wat ons nie kan hanteer. Hy sê met elke versoeking stuur hy die Hy kom in elk geval, ja. en hy doen dit. Ek sê vir al wat die Here van ons verwag is om te vertrou Halleluja. op hom. Ons moet glo in hom en ons moet ons vertroue ten volle in hom plaas, dan sal hy vir ons deurkom en vir ons die onmoontlike moontlik maak. Maar solank ons nog die eie ek in jou het, of ek sê altyd vir mense, weet julle wat, jy kan maar met lippe tel sê ek glo. Die Here ken jou hart. Hy kan aan mekaar geweef. Hy is die kenner van jou hart in die niere toetser. Hy weet hy jou geweef in jou moeder skoot. Hy weet, hy ken jou. So vir my is maklik om te sê ek glo. My geloof is so, jy sal aan jou geloof sien hoe lank sit jy. Yes. Sal jy die toets kan wees. Maar die Here is vir ons groot en ons as vrouens onderdanig aan ons as manne. Die woord sê in elk geval nie, hy moet nugter wees, hy moet die Here dien, hy moet 'n priester wees voor ek hom onderdanig kan wees. Halleluja. Hy sê vrou, wees jou man onder. Punt. En ek Johnny nou gesê, die man is die hoof van die huis, maar daar is baie vrouens wat bo op die man sit, want ons voel as vrouens, nee maar ek is nou bekeer. Ek kan my nie sê, ek sê, nou sê ek vir hulle, weet jy wat, jy is te hoog hierbo, onder die Here soek jou nie dan, hy soek die man, hy wil die man sien, maar hy kry die man nie, want die vrou is so is ons verantwoordelik vir ons eie swaar. En mag die Here gee dat ons as vrouens ons plek sal ken. Ons is net die help. Jesus. Sê gou weer hy stukkie. Ons is net die help. Halleluja. En dit is so mooi. Halleluja. Ons verteenwoordig die Heilige Gees. Dis in die hemel. Dankie Here. Ons is en die Here
Ek wil nie so baie praat nie. My suster is, ek dink verskoon. Jesus. Nou ek wil op grond van my vrou en ek is regtig vir die Here dankbaar vir 'n vrou wat saam met ons saam met my in hierdie pas staan. Ek het die versekering Suster Jenna en ek dink dit is waar die seën van die Here inkom. As sy noem dit baie keer wanneer ek in die oggend hier opstaan op pad werk toe, is sy in haar binnekant. Here. Sy is die een wat ons dra in gebed, die gesin dra in gebed. Dit is 'n vrou wat die Here dien. Die Bybel leer ons dat 'n vrou wat die Here dien Baie dankie dierbaar is dat u ons gejoin. Ek prys die naam van die Here. Ek weet u is gebless met hierdie getuie. Prys die naam van die Here. Dierbaar is, ek wil u uitdag. Share die video. Share die getuie. Prys die naam van die Here. Soos die podcast se naam is, 'n ware getuie red lewens, sodat daar transformasie kan kom reg oor die wêreld. Soos die woord van die Here sê, ons moet disippels maak tot die uithoeke van die wêreld. Prys die naam van die Here. So moenie vergeet om te like, subscribe en te share nie. Tot 'n volgende keer.